baie goed saam met Tannie vandag. En Tannie weet, ek het vir julle beloof dat Tannie gaan vir julle vertel van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Maar Tannie wil ook eers vir julle vertel van Jesus toe hy 'n klein seentjie was van 12 wat gebeur het. En ek sal dan vir julle volgende week van die wonderwerke vertel. Maar kom ons luister eers wat het gebeur toe Jesus 12 jaar oud was. Kom ons luister. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die fees daar verby was, het sy ouers die terugreis begin. Maar die kind Jesus het in Jerusalem agtergebly sonder dat sy ouers dit geweet het. Omdat hulle gedink het dat hy saam met hulle is, het hulle verder getrek vir 'n dag lank, voordat hulle agtergekom het dat hy nie by hulle is nie. En hulle hom onder die familie en vriende begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle versla en sy moeder sê vir hom: "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek." Maar Jesus antwoord hulle: "Waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie?" Liewe maatjies, Jesus het hier gepraat van sy Vader, wie God is in die hemel en wie ook ons Vader is, maar sy ouers het nie verstaan nie. Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe gegaan en hy was aan hulle onderdanig. Hy was gehoorsaam aan sy vader en moeder. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart in bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en sê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gekom. Hulle het hulle sondes gebely en hulle deur hom in die Jordaan rivier laat doop. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer stop deur te sê: "Ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe." Jesus het hom geantwoord: "Nogtans moet jy dit doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen." Daarna het Johannes ingestem en Jesus gedoop. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom sit. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Vir 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy baie honger geword. Die duiwel kom toe na hom en sê: "As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word." Maar hy antwoord: "Daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom." Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: "As u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: "Dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid."
Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Ja, liewe maatjies, julle kan hier sien dat liewe Jesus was gehoorsaam aan sy ouers gewees. En julle moet ook maatjies, as kinders moet julle gehoorsaam wees aan julle ouers en julle moet luister as julle ouers vir julle iets vra of 'n groot mens vir julle iets vra om te doen, dan moet julle nie teepraat nie, maar julle moet luister en gehoorsaam wees. En Tannie sal dan vir julle volgende week weer verder kom vertel van die baie wonderwerke wat Jesus gedoen het. Maar tot 'n volgende keer en julle moet mooi bly en soet wees. En onthou, Tannie is lief vir julle, maar Jesus Christus is baie meer lief vir julle. Mooi bly tot 'n volgende keer. Bye!